Loop om met die tromme, loop om met die harp, loop om met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Loof hom met viole, loof hom met de fluit, loof hom met klaviere en gitare. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Alles wat asem het, loof, loof die Heer. Dag sê maats en baie welkom by vandag se Piks Belly boodskap. Dit is lekker om saam met julle te kan kuier en ek doen dit sommer hier van ons stoep af, hier buite die huis, want binne in ons huis vrek ons van die koue. Ek weet nie hoe is dit by julle huise nie, maar ons huis is lekker koud. Maar ek is seker baie van julle voel die koue nou erg, omdat julle weer party dae van die week moet teruggaan skool toe. Die skole is mos nou aan die gang en baie van julle moet in 'n groep wees. Ja, ek hoor julle is in groepe ingedeel en sekere groepe gaan op sekere dae skool en ander groepe gaan op ander dae skool om seker te maak dat daar nie te veel kinders op 'n slag by die skool is nie. En jy moet jou masker dra en jy moet jou hande saniteer en skoonmaak en vormpies invul of pa en ma moet vorms invul. Dis 'n vreeslike besigheid. Nou maats, vandag as ons saam kuier, dan moet julle weet, begin ons met so 'n nuwe paar Sondae, wat ons gaan praat oor 'n klomp goed. En as mens terug gaan skool toe, dan laat dit my dink aan die dae toe ek gehardloop het. Ek was mos 'n atleet toe ek op skool was en op universiteit was, en ek onthou altyd daai woorde, merke, gereed, en dan klap hy skoot en dan gaan jy. Dan moet jy hardloop, laat jy klein word, om seker te maak, jy doen jou beste, en as jy gelukkig is, jy het hard geoefen, dan kan jy dalk 'n prys wen, 'n medalje of iets wat jy om jou nek kan dra, of miskien 'n trofee, nee. Hier's 2 trofee wat ek gewen het, terwyl ek op skool was en gehardloop het. En dit staan tot vandag toe in my studeerkamer, en ek wil dit vandag nou sommer gebruik, want daar's 'n storie in die Bybel, wat hierdie 2 beeltjies nou so 'n bietjie voor kan werk. En ek wil vir julle sê, dis die storie in die Ou Testament, toe die Israeliete daar uit hulle land, eintlik nie uit hulle land uit nie, uit die land Egipte getrek het, waar hulle slawe was. En toe sê die Here, ek vat julle na 'n nuwe land, na Kanaan toe. En toe hulle in daai land Kanaan moes ingaan, toe het hulle moeilikheid, het party ouens gedink, maar ek gaan nou vir julle meer daarvan vertel. So as 'n oue atletiek byeenkoms hardloop, dan sit mos merke gereed gaan, en hierdie is amper wat ons nou beleef in ons land, is soos merke gereed gaan. Ons was nou almal by die huis vir 'n paar maande, en nou sit terug werk toe, terug skool toe, dis nog nie terug kerk toe nie, ek wens. Ek weet julle wens ook al, ons kan mekaar daar by die kerk sien vir ons Piks Belly en vir ons junior lesse en senior lesse, maar dit gaan nou nog nie gebeur nie. So, net soos in 'n atletiek resies, nê, as jy aantree, dan moet jy gereed maak vir daai resies, jy moet aantree op die lyn, en dan as die skoot klap, dan moet jy hardloop.
Nou hierdie is nou amper so, jy weet, julle moes gereed maak om terug te keer skool toe, pa en ma, miskien werk hulle nog van die huis af, miskien het hulle al begin werk by hulle werkplekke. Nou moet mens gereed maak daarvoor, en ek wil vir julle 'n storie lees, hier uit die Ou Testament uit Numeri, waar die Israeliete 'n klomp manne stuur, om vir 40 dae te gaan kyk hoe lyk hierdie nuwe land wat hulle gaan intrek, wat die Here vir hulle gegee het, Kanaan. En dan lees ons 'n baie interessante gedeelte, hoor bietjie hierso. Die Here stuur dan nou 12 manne, net soos die disippels 12, stuur hy om in hierdie land Kanaan in te gaan, om te gaan kyk wat gebeur daar, nê. En hulle, ons noem hulle spioene, hulle het gaan spioneer, hulle het gaan spy, nê. En amper soos in Mr. Incredibles, het hulle gaan spy, wat gaan hierso aan in hierdie land, nê. Nou luister gou hier. Een van die spioene, Caleb, het toe gesê, toe hulle nou terugkom, toe sê hy vir Moses, ons sal hierdie land maklik kan wen. Kom ons trek op en vat die land vir ons. Maar die ander spioene het gesê, nooit. Ons kan nie gaan nie, want hulle is sterker as ons. Hulle het vir die Israeliete slegte moed gegee. En toe sê hulle, al die mense wat daar woon in Kanaan is baie groot. Ons het sulke groot reëse daar gesien en ons het so springkane tussen hulle gevoel. Hulle het ook sommige gedink ons is maar net ou springkaantjies. En dis nou hoekom ek hierdie twee beeltjies hier het, nê. Want dink nou, nê, kyk nou hoe klein is hierdie beeltjie. Kyk net hoe klein is hierdie beeltjie en hoe groot is hierdie beeld, nê. Nou imagine hierdie was regte mense. En hierdie is jy en jy gaan in hierdie land in om te kyk wat gaan daar aan. En hier kom jy en hier sulke groot mense, jy moet sommer so opkyk vir hulle, nê? Hulle is soos 'n reus, hulle is soos Goliat, nê? Hulle is soos massief groot. Kan jy dink hoe bang sal jy voel as jy so klein is en jy moet na sulke groot mense toe opkyk, nê? En nou sê van hierdie spies sê daai mense is so groot en ons is so springkane, so klein in ons oë. Nee, dink nou as 'n springkaan hier langs my moet kom spring, hier uit die tuin uit moet spring en hier langs my kom sit, nê? En ek is so groot, ek is soos 'n reus vir daai springkaan. Hulle sê ons was so springkaan in hulle oë. En toe kom Josua en Caleb en hulle sê, nee man, luister mooi, as die Here so lief is vir ons en vir ons gesê het, hy gee hierdie land vir ons, moet hom nou nie kwaad maak nie. Hierdie is 'n land met oorgenoeg kos, moenie bang wees vir die mense nie, hulle hoë mure gaan hulle niks help nie, want die Here is mos by ons. Hoor hoe mooi sê Josua en Caleb dit. Die Here is mos by ons. Dan is ons nie bang, maak nie saak hoe groot daai mense is teenoor ons nie. Ons is nie bang nie, want die Here is aan ons kant. En weet julle, dit laat my nou dink, nê, toe Dawid teen Goliat gaan veg het, en toe moes Dawid ook bang wees en hy was nie. Hy het voor hierdie reus gestaan en hy was nie eers bang nie, want hy het gesê, die Here gaan vir jou verslaan, Goliat, hy is by my. Nou maats, ek vir julle sê, dis nou soos 'n atletiek resies, as mens moet teruggaan skool toe, of as pa en ma moet teruggaan werk toe, en is moeilike omstandighede, ons hoor al hoe meer mense word siek, en nou is die moeilikheid, die president het gesê, ons moet onsself mooi oppas, ekstra mooi oppas, omdat so baie mense siek word. Dan is dit amper so, nê? Dis soos as jy gereed maak vir 'n wedloop, 'n atletiek resies wat voor lê. En jy's bietjie bang, jy's onseker, want jy weet nie wat gaan in hierdie resies gebeur nie, nê? Mens weet nie wat gaan gebeur by die skool nie. Gaan almal okay wees, gaan daar 'n meneer of 'n juffrou wees wat siek is, of iemand anders, gaan daar 'n maatjie wees wat siek is, sê nou ek word siek, nê? Sê nou pappa of mamma word siek, dan is mens sommer so 'n bietjie bang. Maar weet julle wat, nê? Mens moet net, soos Josua en Caleb sê, ons is nie bang vir watter reus daar ook al is nie. Ons het die Here aan ons kant, hy's by ons, hy's lief vir ons, en ons gaan alright wees. Selfs al word 'n mens siek, selfs al is dinge moeilik, die Here is by ons. Weet julle, een van my beste vriende het nou die afgelope week siek geword met hierdie virus, en hy's plat in die bed, en hy sê net, ek gaan my gedra, ek gaan by die huis bly nou, ek moet, en ek gaan alright wees, want die Here is by my. Ons bid vir hom, en ons weet die Here is by hom. En ek en jy moet onthou, die Here is elke liewe dag by ons. Soos hy by Josua en Caleb was in daai storie, toe hulle Kanaan ingetrek het, so is die Here by ons elke dag.
So moenie bang wees nie, maats. Wees sterk en hou goeie moed en weet die Here is by jou. So as jy op jou merke moet aantree daar by die skoolhek of by jou juffrou se klas en vir nog 'n skooldag, as pa en ma moet werk toe gaan, sê vir hulle, staan sterk pappa, staan sterk mamma, die Here is by ons. Moenie dit ooit vergeet nie. Kom ons bid saam. Here, so dankie dat ons in hierdie winter van die jaar 2020, al is dit nou baie koud, en al word baie mense nou siek, Here, erg siek, met hierdie virus wat hier in ons wêreld is, dat ons kan weet, soos Josua en Caleb, daar in Kanaan saam met die ander verspieders gaan kyk het hoe lyk die land. En ander manne gesê het, hierdie mense is groot, ons gaan dit nie maak nie. Dat ons soos Josua en Caleb sal sê, ons gaan dit maak. Ons gaan alright wees, by die skool, by die huis, by die werk, waar ons ook al is in die winkel, ons gaan alright wees. Want die Here is met ons. En selfs al word 'n mens siek, Here, selfs al gaan dit swaar met 'n mens, dat ons sal onthou, die Here is by ons. Soos hy by Josua en Caleb was, en soos hulle gesê het, hy by hulle as 'n volk sal wees, so is die Here vandag nog by ons. Dankie Here dat U by ons is, en vir ons rustig maak. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Maats, dis lekker gewees om saam met julle te kuier, sterkte vir die week, sterkte by die skool en by die huis en oral waar julle is, en hou die blinkkant bo, tot ons mekaar uiteindelik weer by die kerk sien. Goed gaan.